Hey geliefdes, hoe gaan dit met julle vandag? So, vandag wil ek 'n visioen met julle deel. Ek is nog nie heeltemal seker wat is die punt hiervan met die Here nie. Ek het nie regtig skrif daarvoor nie. Dis net 'n woord wat hy wil hê ek moet gee. Nou, Woensdag, die 12de Maart. Toe was dit weer, ons was by die kerk gewees, dit was weer biduur en toe het ek dit begin sien. Maar dit is vir my asof dit 'n visioen is wat oor tyd meer geword het. So die aand spesifiek het ek net gesien, ek het op die verhoog gestaan en ek het ervaar hier is 'n dwarrelwind wat waai. Dit lyk soos 'n mini tornado. En toe ek in dit gaan sit het, is dit asof ek net sien alles om my is besig om opgeruk te word en weg te waai. En die eerste reaksie wat 'n mens het is dat, jene, ek gaan nou dood, want alles word, en ek voel ook net, ek gaan op in die lug, ek word opgetrek deur hierdie, en jy weet, toe ek het begin sien, het was dit so klein dingetjie, en toe word massiewe ding, en nou is ek hier aan die bokant van hierdie tornado, en dis asof ek afkyk in die middel, en dis net, daar's stilte, daar's nie beweging nie, daar's nie iets wat pla nie, daar's nie iets wat krap nie, en daar's 'n gebou waar daar staan, en ek sien dit alles om my wat fladder en te kere gaan en mal gaan. En ewe skielik is ek weer op die grond, hier waar hierdie stilte is in die middel van hierdie tornado. En ek kyk na hierdie gebouetjie en dis 'n kerk, maar amper soos hierdie oudtydse hout kerke wat jy in western movies gesien het. Jy weet, dit lyk soos 'n baan net met 'n klein torentjie wat die vooruit steek, daar waar hulle die klokke ingesit het. En dit lyk omtrent soos dit. En alles om dit is dood. Daar's niks nie. Daar's nie gras nie, daar's nie plante nie, daar's nie bome nie. Alles is uit die grond uitgeruk. So ver soos wat jy kan kyk, is alles uit die grond uitgeruk. Daar's net niks nie, maar hierdie gebou bly staan. En ek kyk so op in die lug en ek begin net te sien, is hierdie rooi mantel wat so begin affladder na die grond toe. En ek weet dat ek my hand uitsteek en ek moet dit gryp. Ek weet nie hoekom nie, maar ek weet dat ek moet dit gryp. En ewe skielik kom ek uit die visioen uit en ek dink toe, okay, wat ek ervaar, wat ek moet verstaan daaruit is, dat ongeag wat om 'n mens aangaan, die storm wat te kere gaan, die huis van die Here is altyd veilig. So, wat is die huis van die Here tog? Dis die tempel, dis daar waar sy heiligheid is. So, maak nie saak wat se storm hier aangaan nie, hier binne sal dit veilig wees. Hier binne by die Here sal dit veilig wees. Is jou hart gewortel in hom, is jou geloof gewortel in hom? En die mantel was vir my snaaks geweest. Ek het net geweet, dis iets besonders oor dit so rooi is, dit staan uit. En ek dink toe nou nie veel verder daaroor nie. En toe, Vrydag aand, toe sit asof die Here vir my sê, okay, ons gaan weer begin stilte in die aand hê. En dis nou 'n lang tyd wat ek dit nie doen nie. Ek het altyd, die 2 jaar voor dit, het ek elke maand, die eerste week van die maand, het ek die maandag tot die Vrydag, het ek 'n bidtyd in die aand gevat, wat dit net stilte was, alles was af, wat ek net in die donker gesit het en gewag het om met die Here te praat en te sien wat hy vir my wys. En dis nou 'n lang tyd wat ek nie voel om dit te doen nie, of ek word nie geroep om dit te doen nie. En dit was nou die eerste keer Vrydag, wat hy vir my gesê het, okay, nou is dit tyd, laat ons dit weer doen. So, ek tog toe, okay, ek sien uit daarvoor, en dit was nou die 14de gewees. En ek sit, en die eerste ding wat ek ervaar is, hier's ek alweer in hierdie tornado. Maar hierdie keer is dit 'n woeste tornado van die begin af. En ek kan voel, my voete is gegrond, ek beweeg nie. Hierdie ding is besig om mal te gaan nie om my, maar my voete is soos asof dit geanker is, ek beweeg nie. Niks aan my waai eers nie, ek beweeg nie. En ek sien hierdie vrou langs my, wat besig is om opgetrek te word in die tornado in. En sy steek haar hand na my toe uit, en ek steek my hand na haar toe uit ook, maar ek kry haar nie gevat nie. En sy het donker hare, mooi lang donker hare, en sy is mooi aangetrek, maar sy het hierdie rooi mantel om haar. Ek sien hier die rooi mantel wat om haar is. En daar gaat sy, en jy kan net sien, ons niks wat jy kan doen nie, is te laat. En dis asof ek aan die bokant van hierdie tornado weer is. En hier sien ek haar soos wat sy opkom, en soos wat sy aan haar voete opgetrek is, dat haar kop af na die aarde toe wys, is dit skielik asof sy omdraai, en sy lê so agteroor. En
sy beskou die lig bo haar en dit is asof die hemel ooptrek en ek weet net sy sien die aangesig van God. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie, maar ek weet wat sy gesien het is die aangesig van God. En jy sien dit in die hoek van haar oog is besig om 'n traan te vorm en sy het hierdie mooi blou oë. Ek wil amper sê dit lyk kristalblou, maar ek dink nie daar is so blou waarde nie. En toe die traan in die hoek van haar oë kom, toe maak sy haar oë toe en jy sien hoe val dit van haar wang af en dit is soos asof sy aanvaar het, die Here het haar kom vat. Maar dis nie 'n hartseer nie, dis daai traan wat vloei van blydskap en vrede. En ek sien dit hoe die mantel om haar afkom en hier begin die mantel af na die aarde toe te val weer. En toe ek uit dit uitkom, toe begin die Here te praat. En hy sê toe vir my, as iemand in die beweging wat bevryding spesifiek doen, dit is 'n warrior priestess, dit is 'n Deborah, en haar tyd het gekom maar die Here haar kom haal, maar die mantel moet terugkom, en hy gaan dit vir 'n ander vrou gee, want dit is tyd om 'n Deborah op te rig, wat gaan leiding neem, wat gaan spreek. En as ons dink aan die storie van Deborah, sy het eintlik mans gelei, sy het nie vrouens gelei nie, dat Barak was die commander of the armies gewees in daai tyd, en dit was die tyd van die regters gewees, dit was nie die tyd waar daar konings was nie, so daar was nie 'n ding soos konings daai tyd gewees nie, hulle was regeer gewees deur regters, en meeste van die tyd was dit, my afleiding is profete, maar nie altyd nie, partykeer was dit nie 'n profeet gewees nie, en hierdie mans, sy het vir hulle gesê, hulle moet gaan oorlog voer, hulle moet gaan beklei, en hulle het geweier om te gaan as sy nie saamgaan nie. En toe het sy vir hulle 'n woord gegee en gesê, die eer sal na 'n vrou toe gaan en nie vir 'n man gegee word as die oorlog klaar gevoer is en die Here se uitkoms gebeur het nie. Maar gaan nou nie in daai storie inkom nie. En ek ervaar net dit is asof die Here vir my sê dat hy gaan 'n vrou oprig om mans weer uit die donker uit te lei. Asof daar nie 'n man is wat hulle wil lei nie, of kan lei nie. En dis nie dat ek sê dat mans is swak nie, hoor my asseblief reg, dit gaan nie daaroor nie. Hierdie gaan oor dat mans het agtergeraak, hulle het vergeet wat hulle rolle is, en ek ken baie mans ongelukkig wat deur hulle vrouens onderdruk word, wat verdruk word. Die vrouens sit op hulle koppe, sê vir hulle wat om te doen, en hulle is maar net soos maklammetjies agterna en doen wat gesê word. Maar dit is nie wat die Here julle voorgeroep het nie. Mans is veronderstel om die huis te lei. Ons vrouens is veronderstel om die helpers in die huis te wees. En ek gaan dit nou noem, want ek weet daar is party wat dit nou weer verkeerd verstaan. 'n Vrou is nie jou slaaf nie. Sy is veronderstel om jou help te wees, om vir jou insig te gee. Dit moet iemand wees wat jy by kan gaan sit. My lief, wat dink jy oor hierdie saak? Praat die Here met jou, wat hoor jy van die Here? Dit moet soos jou advisor ook wees. Maar sy gaan nog steeds goed in die huis doen. Die Bybel sê vir ons, vrouens maak die kinders groot. Hulle hardloop die huis, hulle kyk na daai dinges. Maar hoeveel mans vandag is die nannies van die huis? Stay-at-home dads. En ek kritiseer julle nie. Partykeer is dit nou maar net 'n situasie dat jy het jou werk verloor en nou is dit nou maar so. Maar staan op en doen iets. Sê vir die Here, Jana Vader, ek wil die priester van my huis wees. Ek wil die profeet van my huis wees. Ek is die koning van my huis. 'n Koning pas nie kinders op nie. 'n Koning sit op die troon en hy regeer. Hy maak die besluite. Hy's die laaste gesag, maar hy luister nog steeds na sy advisor. So ek ervaar, hier gaan 'n profeet, 'n vroulike profeet opgerig word, wat hierdie mantel gaan dra. Dit gaan 'n bevrydingsmantel wees, wat mense gaan vrymaak, nie net vrouens nie, maar mans ook, dat mans weer herinner word oor die rol wat hulle moet vul. Ek sien uit hierna, en ek hoop julle ook, en mans vir daar buite is, moet asseblief nie hierdie as kritiek vat nie. Ons bly lief vir julle, en die Here is erg oor julle. Julle was eerste, julle is Adams geskep. Julle rol is so groot, maar neem dit weer in. Onthou wie jy is. Moenie laat ander vir jou vertel wie jy is nie. Moenie laat ander vir jou vertel wat jy is nie. En ongeag hoe jy groot geword het, jy kan 'n keuse maak of jy die koning van jou huis wil wees. Maar net om die besluit te maak, gaan nie help nie. Jy moet optree.
Jy moet intree. Jy moet op jou knieë begin gaan in gebed en vir die Here vra wat jy nodig het. Met die Here praat. Die Here herinner aan die beloftes wat hy aan jou gemaak het, wat in sy skrif staan, oor wie en wat jy is. Lei jou huis, want jy is veronderstel om dit te doen. Ons is net hier om te help, om advies te gee. Ons is nie veronderstel om die huis te lei nie. Hoop julle het 'n wonderlike dag en ons gesels weer gou.